Hallo almal, in hierdie video gaan ek jou leer hoe om die omtrek en oppervlakte van tweedimensionele figure te bereken. In hierdie video is dit hierdie figuur wat bestaan uit 'n halwe sirkel en twee reghoekige driehoeke. Voorbeeld 1. Bereken die omtrek van die volgende figuur. Nou, soos jy teen hierdie tyd weet, om die omtrek van 'n figuur te bereken, kan jy maar net op 'n punt begin, sê nou maar dis jy wat daar staan, en as jy omloop, dan beteken dit, dis daardie sy, plus die omtrek van die halwe sirkel, plus daardie sy se lengte. En dis wat ons gaan doen. Maar, kom ons kyk nou eers na ons figuur. Stem jy met my saam, dat ons het twee reghoekige driehoeke, en hoe het ek geweet is 'n reghoekige driehoek, want daar is 'n regte hoek. 'n regte hoek is 'n hoek wat 90 grade is. En ons het dan hierdie hoogte, dit is 12 cm, en dan het ons 'n stukkie daar, die basis van daardie driehoek, wat 5 cm is. En, omdat dit 'n halwe sirkel is, en daardie is 5, en daardie is 5, kan jy ook sê dat die radius van jou halwe sirkel is 5. Nou goed, ons wil nou hierdie sy se lengte weet, die skuinsy se lengte. En ons werk in 'n reghoekige driehoek, en in 'n reghoekige driehoek, as jy die lengte van enige van die sye wil weet, dan kan jy die stelling van Pythagoras gebruik. En jy sal ook sien aan die einde van hierdie video, haak ek vir jou die playlist aan van die stelling van Pythagoras. Goed, die stelling van Pythagoras sê altyd, skuinsy kwadraat is 1 sy kwadraat plus die ander sy kwadraat, en jy sit by Pythagoras, want hy het daaraan gedink, nie jy nie. Nou kan ons invervang. Skuinsy kwadraat is gelyk aan ons 1 sy, dis daai basis is 5 se kwadraat, plus 12 se kwadraat, dis die hoogte. Nou kan jy sê, 5 se kwadraat is 5 maal 5, wat 25 is, en 12 plus 12 se kwadraat, 12 kwadraat beteken 12 maal 12, dis 144. Dan kan jy sê 25 plus 144, dis 169. Maar links was nog die hele tyd skuinsy kwadraat, maar ons wil nie skuinsy kwadraat weet nie, ons wil net die skuinsy weet. So, om van daardie kwadraat ontslae te raak, trek ons die vierkantswortel beide kante, en ons bly oor met die skuinsy se lengte is 13 cm. Daarom kan ons teruggaan na die skets en sê, jy is 13 en jy is 13. Goed, ons is amper daar, want ons wil die omtrek van die figuur bereken, so ons het nou daai twee sye, ons kort nou bietjie die omtrek van daardie halwe sirkel. Nou, ons figuur se omtrek sal wees die sye, ek gaan sommer eintlik sê vir jou die twee sye, plus die halwe sirkel. Nou, die formule vir 'n volsirkel se omtrek is 2 maal pi maal r. Maar ons het 'n halwe sirkel, daarom gaan ons hom moet deel, die formule, deur 2. En dan kan ons sommer hier uitkanselleer en sê, 2 gaan in homself in 1 keer, 2 gaan in homself in 1 keer. Goed, ons is amper daar. Terug by die omtrek, ons twee sye van daardie driehoeke is 13 plus 13, en dan het ons nou vir pi se waarde is altyd 3,14, en r beteken die radius, dit is 5. En nou kan ons net gaan en sê, 13 plus 13 is 26, en 3,14 maal met 5 is 15,7, tel daai twee by mekaar, en dan sien ons dat die omtrek van ons saamgestelde figuur is 41,7 cm. Hierdie vraag vra nou, bereken die oppervlakte van die volgende figuur. Soos wat jy nou al reeds weet, ons figuur bestaan uit twee reghoekige driehoeke plus 'n halwe sirkel. Dus kan ons nou eers begin deur te sê, die oppervlakte van 'n driehoek is mos half maal basis maal loodregte hoogte. Daardie formule moet jy leer. So half, die basis is hier die 5 cm, en die loodregte hoogte is 12. So half maal 5 maal 12 gee vir jou 30 vierkante centimeter. So daardie ene is 30
vierkante sentimeter. En onthou bietjie, het jy nou mooi gesien, 'n sentimeter kwadraat, dit is oppervlakte se eenheid, ietsie met 'n kwadraat. Dan wat ook oorbly is ons halwe sirkel, oppervlakte van die halwe sirkel. Nou die formule vir die oppervlakte van 'n volsirkel is pi maal r kwadraat. Maar dis 'n halwe sirkel, so daarom gaan ons hom deel deur 2. Pi se waarde is altyd 3,14 en ons radius is dan 5 cm wat 5 en dan is daar 'n kwadraat in die formule. Dus kan ons sê 5 se kwadraat, en ons moet hom deur 2 deel, nee, want daardie was vir die volsirkel. Nou kan ons net alles daardie met ons sakrekenaar uitwerk, dus dis 5 kwadraat is 25 maal met 3,14 gedeel deur 2 en ons sien dat ons halwe sirkel se oppervlakte is dan 39,25 vierkante sentimeter en ons het nog hierdie ander reghoekige driehoek hier aan die linkerkant, 30 vierkante sentimeter. Dus is ons totale oppervlakte is 2 maal driehoeke plus die halwe sirkel. 2 maal die 30 vir die driehoeke plus ons halwe sirkel se oppervlakte 39,25. Doen dit met jou sakrekenaar en ons sien die totale oppervlakte van ons figuur is 99,25 vierkante sentimeter. So eintlik al wat ek vir jou hier wil leer is jy moet net jou figuur vat en hom opbreek in bekende figure. Die bekende figure wat ek hier gesien het was 2 reghoekige driehoeke en 'n halwe sirkel. Voorbeeld 3. Dit is nou andersom. Hy sê die omtrek van 'n sirkel is 22 cm. Bereken korrek tot 2 desimale plekke die middellyn van die sirkel. So in die vorige voorbeelde het hulle amper vir jou die omtrek of die oppervlakte gevra. Hier gee hulle vir jou die omtrek en hulle vra vir jou die middellyn. Nou goed. Kom ons werk van wat vir ons gegee is en wat bekend is. Wat bekend is die omtrek van 'n sirkel is 22 cm. Nou moet jy die formule ken vir die omtrek van 'n sirkel. Dit is 2 maal pi maal r. En onthou, r is die radius. Nou, die 22 is gegee, dis die omtrek. So in omtrek se plek vervang jy nou die 22 is gelyk aan daardie 2 is daardie 2. Pi se waarde is 3,14 en r die radius, ons weet nie wat dit is nie, ons gaan dit nou bereken. So nou gaan ons eers 'n bietjie 'n vergelyking oplos en ons gaan sê 2 maal 3,14, dit gee vir ons 6,28 maal met r. Dan wil ons vir r weet, r is die radius. So hoe raak ons ontslaaf van 6,28? Ons deel met 6,28 beide kante. Hierso gaan hy uitkanselleer en ons kry dat r is 3,503. So r is dan die radius. Nou ons vraag vra bereken korrek tot 2 desimale plekke die middellyn van 'n sirkel. So as jy nou na my sketsie kyk, dan gaan jy nou mooi sien, 'n radius is die helfte. So net daai stukkie van daar tot daar, dit is die radius. So die middellyn is 2 keer die radiusse. 'n Radius maal 2 of radius plus radius. So om die middellyn te bereken is dan 'n formuletjie 2 maal die radius. Die radius het ons uitgewerk in die vorige vraag was gewees 3,503 maal dit met 2 en ons kry 7,006. En dan nou eintlik vra die vraag bereken korrek tot 2 desimale plekke die middellyn. So hoe gaan jy nou kyk? Om by die tweede desimaal uit te kom, dan kyk 'n mens na daardie getal en as daardie getal 5 of groter is, dan verander dit daardie getal. So dis is ons antwoord 7,01 cm.
Baie dankie dat jy na my video gekyk het. As jy klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo, dan vat dit jou na die volgende video en daar help ek jou om die omtrek en oppervlakte van tweedimensionele figure, maar meer spesifiek 'n trapezium en 'n driehoek gekombineer uit te werk. Like asseblief my video en beter nog, vertel al jou vriende van Online Maths by Miss Pythagoras. Sien jou dan!